Vriende, goeiemôre. Vrydag die 6de September en Koffiekuier 880. Nou, ons staan so aan die einde van ons reeks oor die saligsprekinge andersom of andersom, na die einde van daai kant toe. En vandag hanteer ons dan nou die 8ste en 9de, of dalk nie die 8ste saligspreking, kom ek verduidelik, van die slim ouens, die geleerde mense redeneer. Party sê daar's inderdaad 9 saligsprekinge, so vers 10 en 11 en 12 word hanteer, en dan sê hulle, maar vers 11 en 12 verskil tog van vers 10, so dis 8 en 9 saligsprekinge. Van die ander ouens sê weer, nee, vers 10, 11 en 12 word eintlik dieselfde saak net op 2 maniere gestel, so daar's eintlik net 8 saligsprekinge, en iemand skryf daaroor en sê, dat dit eintlik net een saligspreking is, vers 10, 11 en 12, maar dat dit inderdaad so half kreatief op 'n manier by mekaar kom, en dan sê hierdie ou sê dan, dis 'n dubbele seën wat niemand wil hê nie. Nou, ek gaan nou so 'n bietjie meer daaroor sê, maar kom ons lees hierdie gedeelte. Matteus 10 sê Jesus dan nou, geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En dan geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê, wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Nou, ek wil onmiddellik sê, vriende, ek gaan nou nie op die verskriklike detail ingaan van, is dit nou 8 of is dit 9 saligsprekinge en so aan nie. Op die ou end is hierdie gedagte van 'n dubbele seën, eintlik vir my meer werd om aan vas te hou, want op 'n manier is hierdie vers 10, 11 en 12 'n toets vir of die res van die saligsprekinge in jou lewe 'n werklikheid word. Dis so amper soos Janie Hougaard wat nou Sondag die erediens in die kerkgebou doen. Hy sê dis so amper soos 'n meter, jou petrolmeter vir jou kar, wat vir jou sê hoe vol is die tank, jy weet, waar staan jou koninkryksmeter? Vers 10, 11 en 12 vat dit so half saam om te sê, raak hierdie goed sigbaar in jou lewe. Nou, die Deense teoloog Søren Kierkegaard, ek het al na hom verwys, teoloog en filosoof ook, hy het destyds al gesê, dat daar baie mense is wat op 'n manier hulle self met Jesus vereenselwig, maar daar's ook baie mense wat nou nie te ernstig is daaroor nie. En dan onderskei hy 3 kategorieë van mense. Hy sê, jy kry jou bewonderaars van Jesus, dis mense wat sê, verskriklik respek vir die persoon van Jesus, wat hy gedoen het, maar sy leringe het nie regtig invloed op hulle lewe nie. So hulle bewonder hom, maar dis waar dit stop. Dan sê Kierkegaard, is daar 'n tweede groep mense, dis die sogenaamde leerlinge van Jesus. Dis mense wat baie geïnteresseerd is in wat Jesus gesê het, hulle wil dit ontdek, hulle wil bietjie meer leer daarvan, hulle wil meer weet van sy lewe en sy werk, sy disippels, weet al daai dinge, en so aan, maar hulle is ook nog nie daar om 100% to commit, as ek nou maar die Engelse woord kan gebruik nie. En dan sê Kierkegaard, is daar die derde groep mense, dis die disippels van die Here Jesus, manne en vroue, wat bereid is om in sy voetspore te volg, om te doen wat hy doen. Nou, dis nogal snaaks op 'n manier, vriende, dat die evangelie, hierdie boodskap van liefde, God se liefde vir ons as mense, wat dan nou ook maak dat ons liefde vir mekaar het, dat hierdie boodskap van liefde mense so kwaad kan maak. En dis waaroor Jesus hier praat. Want in hierdie omstandighede besef 'n mens dat Jesus op 'n manier vir die disippels voorberei daarop dat hulle nie 'n maklike lewe noodwendig gaan hê. Dat hy vir hulle sê, mense gaan julle beledig en vervolg en alles wat sleg is en vals is van julle sê, hulle gaan julle vervolg omdat julle doen wat reg is. Nou, ons moet natuurlik in gedagte hou dat Matteus, wat nou hierdie evangelie skryf en Jesus se woorde hier aanhaal, Matteus skryf vir mense sy evangelie wat onder die Romeinse bewind, onder die Romeinse keiser se beheer was, in 'n stadium wat dinge regtig baie moeilik gegaan het. Die ouens van daardie tyd, die Romeinse ryk, het mos die keiser ook amper verhef tot 'n god, en mense is verplig gewees om hom aan te spreek as Kyrios, Here, nie? En op die ou end het die vroeë Christene een van 2 opsies gehad. Of hulle kies vir Christus, of hulle kies die keiser. As hulle vir Christus kies,
dan was hulle teen die keiser en het dit nogal vir hulle baie sleg gevolge gehad. 'n mens kan maar gaan dink aan die regeringstyd van Nero en selfs Domitianus na hom, mense wat die Christene erg vervolg het en wreedaardige goed gedoen het in hierdie manier vervolging van die Christene. En dis vir hulle wat Matteus dan die evangelie skryf, en vir hulle wat Matteus dan vir Jesus aanhaal om te sê, in hierdie lewe as julle my disippels is, mense wat regtig my volg, nie net bewonder of my leer nie, maar bereid is om te doen wat ek doen, dan gaan julle dit moeilik hê. En vers 10 praat van hierdie fisieke vervolging, letterlik van seer kry, van mishandel word, van self sterf vir die evangelie, terwyl vers 11 dit nou nog so 'n bietjie verder voer en ook praat van 'n, kom ons sê maar 'n verbale vervolging, sleg sê en mishandeling op daai manier. Nou, interessant sommer net, onder Nero en Domitianus se heerskappy, vriende, was dit so erg geweest dat Christene partykeer in nat diervelle toegedraai is. Dit is nou 'n bees of 'n skaap afgeslag is, daai nat velle rondom die Christene gedraai, en dan is hulle vasgemaak en letterlik deur die wilde honde van die stad verskeur. Dit was die voorland van 'n klomp mense. Daar's gevalle opgeskryf waar liggaamsdele van die Christene afgekap is, 'n voet, 'n hand, geslagsorgane en so aan, en waar dit in die teenwoordigheid van ander Christen en hierdie arme persoon wat nog geleef en gelei het, waar dit gebraai is en dan sit vir die diere gegooi om te eet. Daar's ook in die geskiedskrywing opgeteken dat van die Christene verplig was om warm gesmelte lood te moes drink, en uit die aard van die saak het hulle gesterf. Nou, die belangrike vraag wat 'n mens dan nou wil vra is, hoe belangrik is vervolging vir Christene? Of anders gevra, kan 'n mens sê, moet ek dan nou as disipel van die Here Jesus noodwendig ook vervolg word, vervolging beleef? Kan 'n mens dan op 'n manier sê dat as jy nie vervolging beleef nie, is jy nie regtig 'n kind van God nie? Nou, is dit nog so van selfspreekend dat 'n mens sê nie noodwendig nie, nee, want alle mense word nie so blootgestel. Geopende deure wat onder die vervolgde kerk werk, vertel vir ons van inderdaad erge vervolging van Christene, maar vir baie van ons word nie noodwendig fisies vervolg nie. Maar ons sal vir mekaar kan vertel van hierdie tweede deel, die belediging, dit wat mense vir jou sê, vals, wat sleg is van jou sê, dit beleef ons tog op 'n manier eintlik in ons lewens. Dat ons op 'n manier ook vir mekaar kan sê, weet jy, ons verstaan iets van hierdie dat mense oor jou negatief praat, skinder, sleg praat, kwaad praat, neerhalend praat teenoor 'n mens. Nou, dis in hierdie omstandighede wat Jesus dan nou vir ons sê, julle te loon wat groot is. Nou oor daai loon wat groot is, sal ek heel waarskynlik Dinsdag so 'n bietjie verder praat, vriende, hoe moet 'n mens dit verstaan en so aan. Die kortom van hierdie saligspreking is, daai toets wat ek in die begin gesê, daai meter, is wanneer ons deur hierdie vervolging gaan en getrou bly aan, dan sê dit eintlik bietjie vir ons hoe ver is ons koninkryksmeter na die volkant toe. Dat dit op 'n manier vir ons sê, maar jy leef naby aan die Here onder leiding van die Heilige Gees en jy het nodig om daar te bly. So op 'n manier wil 'n mens dan nou sê, as ons na hierdie vervolging kyk, na hierdie meter kyk, dan gaan baie van ons ook in tye van ons lewe sien dat wanneer ek nie sagmoedig is nie, wanneer ek nie treur oor dit wat verkeerd is in die lewe, wanneer ek nie smag, honger en dors na wat reg is nie, dan sê dit vir my koninkryksmeter loop dalk bietjie leeg. En moet ek dan ook toelaat dat die Heilige Gees deur Christus se soendood en opstanding weer my as het ware vol maak. Ons ken mos die ou uitdrukking, nee, gaan Sondag dat ek my geloofstank weer vol kry. Nou daar's baie verkeerd in die stelling, maar dit is ook 'n stukkie waarheid daarin. Die belofte in hierdie gedeelte is dat Jesus vir ons sê, wees verbly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. So ek sê, ek gaan Dinsdag so 'n bietjie meer daaroor praat, maar ons kan dit weet, daar's 'n belofte. Daar's 'n belofte van seën ook vir ons wat bereid is om dan nou vervolg te word terwille van die evangelie. Ek gaan nie vandag baie meer daaroor sê nie. So ek gesê, Janie Hougaard is in die kerk aan die woord. Ek is op Hangklip by die gemeentesentrum daar by Wetties Baai.
Maar Jannie gaan dan Sondag so 'n bietjie verder oor hierdie teks praat en dan vat ons reeks ons eintlik saam met hierdie gedagte en DV dan nou vriende, Dinsdag gesels ek so 'n laaste ronde oor ons andersom of andersom reeks. Kom ons bid saam. Here, ons beleef dat om 'n kind van U te wees, 'n disipel van U te wees, 'n volgeling van U te wees, 'n ongelooflike, wonderlike voorreg is, Vader, maar ook soms in ons lewe beleef ons iets van hierdie vervolging. Hierdie dat mense maar agter ons praat en oor ons praat en herhalend baie keer ook na Christene verwys. Ons dink sommer, Vader, aan die manier waarop die kerk, by name ons NG Kerk, soveel kritiek kry en baie van dit so ongevraagd is. Want dit waarmee U besig is deur U kerk, Vader, kan ons eintlik nie beskryf nie. Ons wil U eer daarvoor en dan juist vra dat U deur die Gees vir ons sal help om standvastig te bly, om te bly volhard, om in hierdie hoop te leef dat U ons op die ou end ook sal laat triomfeer. En nie dat dit oor ons gaan, Here, maar dat U koninkryk sal kom. Wees met ons in die naweek, Here Jesus, waarmee ons besig is, wat ons gaan doen, mag U verheerlik word, en as ons dan Sondag ook in ons eredienste by mekaar kom, hier in ons gemeente, of dwars oor die land, of oor die wêreld ook, mag U verheerlik word, ook deur ons, as U disippels, se lewens. Ons bid dit, Here Jesus, in U naam. Amen. Vriende, geniet jou beker koffie, Kobus stuur vir jou die skakel uit Sondag na ons eredienste toe, en dan gesels ons DV Dinsdag, so laaste ronde. Mooi loop.